Dit is so wonderlik om die koning van die konings te mag ken. En wat ek waardeer van die Here is dat hy deelneem en wil deelneem in elke area van my lewe. God wil graag in my lewe deel hê. Dit is net ongelukkig so dat die wêreld baie keer die idee het of die leuen versprei, omdat die vyand dit inspireer, dat God is 'n, as ek die Engelse woord mag gebruik, 'n spoil sport, of God is iemand wat daar staan wat net wag om my pak slaag te gee. In steede van die waarheid dat God nog altyd die mens liefhet. Hy het nog nooit sy liefde vir die mens verloor of weggegooi nie. Want dis sy wese, dis wie hy is. En as ons net dit al kan begryp, dan kan ons leef in hierdie wêreld. Want dan verstaan ek dat ten midde van my moeilikheid, bly hy God en hy bly lief vir my. Hy is nie minder lief vir my omdat ek nou moeilikheid het nie. Hy is nie minder lief vir my omdat ek nou 'n onbesonde daad aangevang het nie. Verstaan daai woord nog? Dit beteken is 'n daad waaroor jy nie gedink het nie. En partykeer, toe maar, julle neem seker nou nie sulke tipe besluite nie, maar ek is geneig om sulke goeders te doen, wat ek dit nie mooi oordink nie, en dan vertel my emosies vir my, dit sal nice wees, en dan brand ek my vingers. En weet julle wat is my so wonderlik dan, as ek God se woord lees, en ek kyk na die verhaal van die Vader, en die voorbeeld wat Jesus ons gee, van hoe dit werk in sy koninkryk, dan sê hy, die Vader het met oop arms gestaan, en sy seun verwelkom, wat alles nie net verloor het nie, maar hy dit gaan uitmors op baie slegte mense. Slegte vrouens. Kan haar slegte vrou wees? Ja. Kan haar slegte man wees? Ja. En ek praat nou nie van die tipe wat nie werk nie, ek praat van die mense. Ja, ek hoef nie te verduidelik nie. Dink julle verstaan. En 'n seun wat met varke oppas, wat in teenstelling is met hulle kultuur, want 'n vark is vir 'n Jood 'n onrein dier. Hoor julle hoe mooi kan die Bybel 'n ding sê, 'n onrein dier. Nou in Afrikaans sou dit gewees het 'n vieslike ding. Maar die Bybel kry 'n manier om dit mooi te laat klink. En sy pa verwelkom hom met die stank, met sy toestand, en hy restoreer hom. Ek hoef nou nie meer verder te preek. Ag, dankie vir daai ene, kom ons gaan huis toe. Ek was volgende verjaarsdag offerhand. Ok. Nou vanmôre gaan ons aan met hierdie tema van Amos, en julle kan onthou dat Amos praat daaroor dat die volk is ver van die Here af, en Amos moet hulle aanspreek en sê wat die Here vir hulle sê. So vanmôre se boodskap het ek in hierdie twee woorde bymekaar gesit, leef en wandel. Nou leef en wandel sal julle sien in die Bybel, as jy jou Bybel gaan lees, as hulle praat oor wandel, dan praat hulle nie net oor loop met jou voete nie, hulle praat oor om te leef. Hulle praat oor 'n lewenstyl, as ons dit so kan sê. In my wandel en in al my weë wil ek hom loof en prys, want ek is sy kind, ja, koning se kind. En sien, dis wat gebeur het toe die Vader hierdie seun restoreer toe hy by die huis kom. Hy gee vir hom weer 'n kleed, hy gee vir hom weer 'n ring, hy gee vir hom weer skoene, en hy sê, kom ons hou 'n feesmaal. Maar min mense dink aan die reperkussie van dit wat daar gebeur het. Hy het hom nie net teruggeneem vir die oomblik nie, hy het weer in sy pa se huis geleef. Hy het weer in sy pa se huis geleef en weer sekere verantwoordelikhede gehad. En net so met jou en my. Ek ontmoet nie net Jesus en dan het dit daar gestop nie. En ek dink dit is waar baie ouens die fout maak. Kom ons sê net 'n gebedjie, en as ons die gebedjie gesê het, nou is jy 'n kind van die Here, en nou kan jy maar net maak wat jy wil, want jy het nou die gebedjie gesê. Nee. Die Here wil hê ek moet
my bekeer, dit beteken ek moet omdraai en in 'n nuwe rigting loop saam met hom, wandel, leef saam met hom. Right. Nou, Amos 3 vers 3 sê, wandel twee saam tensy hulle ooreengekom het. Twee mense kan nie saam wandel as hulle in verskillende rigtings dink nie, of verskillende rigtings praat nie. Ek sê in die week, met 'n opname sê ek vir mense, die een kan nie sê, hy wil Durban toe gaan en die ander een Kaap toe, en nou gaan hulle saam ry nie. Ernstig moet die twee split. En nou kom Amos en hy vra die vraag, en in 'n mate sal ons nou sien, dat is tipe van 'n aanklag teen hulle, ten opsigte van hulle loop of hulle wandel met die Here. Want onthou, nou is hulle ver van die Here af. Nou sê hy, julle wandel saam met hom, maar eintlik wandel julle nie saam met hom nie, want julle is nie in ooreenstemming met hom nie. Is soos twee mense wat in dieselfde huis bly, maar eintlik dink hulle nie meer dieselfde. Het julle ook kinders gehad wat in die huis gebly het, maar hy challenge alles wat jy sê? Hallo? En dan verstaan 'n ou, kom die Bybel sê, vir hierdie rede sal jy jou vader en jou moeder verlaat en jy sal jou vrou aankleef. Dat jy in jou eie huis, jou eie gedagtes kan hê. Want as jy en jou ouers, jy gaan nie uit die huis uit omdat jy bots met jou ouers nie, maar dis omdat die Here jou 'n mind gegee het. Die Here het jou gedagtes gegee, 'n hart gegee, hy het jou persoonlikheid gegee, sodat jy kan doen wat jy doen, maar dit moet nog steeds in lyn wees met wat hy wil. Dis baie belangrik dat ons dit onthou. Right, nou kom ons probeer hou by die preek se volgorde, anders te gaan die skyfies glad nie werk nie. En Leon het sy verkeerde bril op vanmôre. Nou, so ek moet hom so mik. Hier gaan ons. Nou, wanneer ons hierdie skrifvers lees, dan moet ons onthou, ons lees hom nou nie soos Amos in daai tyd, toe hy dit vir die volk moes sê nie. Ons leef ten minste met 'n terugblik na Christus en wat Christus gedoen het. Dis ons voordeel. In hulle tyd het hulle nog nie Christus gehad nie, en tog het die Here vir hulle gesê, hulle moet terugkeer. En wat het nie verander nie? God vra, ek moet terugkeer. Maar ons doen dit met 'n terugblik, en dis die goeie nuus vanmôre, wat ek wil hê jy moet hoor. Ek en jy die goeie nuus, dat ek kan terugdraai, en ons gaan daarby uitkom, hoeveel beter ons dit het, dat ons kan terugdraai. Nou God roep ons, nie net tot 'n pad saam met hom nie, maar hy het ook vir ons die weg gebaan waarop ons kan loop. So hy roep my nie net terug nie, hy maak tot 'n weg dat ek kan terugkom by hom. Is dit nie wonderlik nie? Nou wat beteken dit vir my om saam met God te wandel? Nou ons het reeds vir mekaar gesê, die woord wandel in die Bybel het die begrip gehad van jy loop saam met die Here. Jy het 'n nuwe lewenstyl, jy het 'n manier van doen wat anderste is as wat dit van tevore was. Dis verhouding, dis gemeenskap met hom. Nou Genesis begin sommer al vroeg met 'n wandel. Wat is die eerste keer wat ons dit hoor? Adam het saam met God in die aandwind gewandel. So hy het 'n tyd gehad wat hy met God gespandeer het. En die oomblik toe hy sondig, wat gebeur? Toe wandel hy nie meer. Want toe kruip hy weg. En die wonderlike nuus is, hy probeer sy eie geregtigheid, hulle probeer vir hulle self vye blare skep, wat 'n toonbeeld is van eie werke, en probeer self om by die Here, om alles oukei met die Here te maak, en dit het nie gewerk nie. Wat doen God? God gee vir hulle dierevelle. En dit is 'n simbool, as ons dit so kan sê, van die feit dat daar bloed gevloei het, want hoe kan jy dierevel kry sonder dat daar bloed vloei? Bloed gevloei, dit het hom bedek, en hy is reggemaak met God, maar daar was nog steeds, dit is die ergste van alles, daar was reperkusies. Hulle was uit
uit die tuin uitgesit, nê? Nou net so gebeur dit met jou en my, ons probeer ons eie geregtigheid, en ons kan dit nie doen nie, die seun toe hy terugkom by sy pa, sy eie geregtigheid, pa, ek's nie die moeite werd om jou kind genoem te word nie, maar ek sal jou diensknegt wees. So hy het probeer regmaak, maar op sy manier. En sy pa sê vir hom, nee, kom ek wys vir jou, ek herstel jou. En God doen dit met jou en my, dieselfde. Volgende persoon waarvan ons lees is Henog. En ons hoor, hy het met God gewandel. Kyk, hy sê daar in Genesis 5 vers 24, hy vertel vir ons dat hy het met God gewandel, en God het hom, daar staan nie, weggeneem nie, daar staan, en hy was nie meer nie. Miskien, ek weet nie, miskien is dit die enigste ou, behalwe nou, behalwe hy en Jesus, wat dalk kom haal was, dat hulle liggame nie eens agtergebly het nie. Maar, dis nie wat saak maak nie, wat saak maak is, hy het met God gewandel, en so gewandel, dat dit opgeskryf was in die Bybel. Nou, hoekom sou God dan nou so iets opskryf? Hy wil hê, ons moet verstaan, dat ons moet wandel in sy weë, op hierdie manier, met hom wandel, waar daar ononderbroke gemeenskap met hom is. Johannes 8 vers 12 sê, ek is die lig van die wêreld, wie my volg, wie in my rigting loop, wie saam met my gaan, sal nooit in die duisternis wandel nie. Is dit nie wonderlik om te dink nie, dat waar jy saam met God wandel, wandel jy op so 'n manier, dat jy nie in die donker hoef te wandel. Jy hoef nie in die duister te wees nie, want hy is by jou. Want sien, God is lig, en Jesus is lig. 1 Johannes 1 vers 7 sê vir ons, wandel in die lig. Wandel in die lig. Wie van julle het al in 'n tonnel of 'n plek geloop, waar daar geen lig is nie, dat jy nie eens jou hand voor jou oë kan sien nie? Het julle dit al beleef? Dis 'n wonderlike gevoel. Sy gebruik nogal 'n goeie Engelse woord, it's horrifying. Want jy weet nie wat is om jou nie. Jy weet nie waarop gaan jy trap nie, jy weet nie waaraan gaan jy vasloop nie, jy weet nie waar jy gaan nie, dis nie lekker nie. Sien, wanneer jy nie kan sien, het jy nie 'n balans nie. Wanneer jy nie kan sien nie, dan weet jy nie wat gaan jy tref nie. So, wat veroorsaak dit? Dit veroorsaak onsekerheid, dit veroorsaak vrees, dit veroorsaak onstabiliteit. Maar as jy in die lig wandel, hoe beter jy kan sien, hoe beter. Hoe voel dit vir jou as jy ouer raak en jy ry so in jou kar en die ligte kom so van voor af en daai lig verblind jou? Vir al die ouens met hulle bakkies, want hulle ligte sit mos so hoog, hy so binne in jou oë en soos. Dan kom jy agter, maar eintlik is jy 'n gelowige ou, want jy is besig om in geloof hier in die donker in te ry. Want die ligte verblind jou. So goeie lig, God se lig is goeie lig, en dit verlig jou en my pad. Dit moet ons onthou. Nou, almal stel 'n voorwaarde in hierdie stelling van Amos 3 vers 3. Hy sê, twee kan nie saam wandel tensy hulle ooreengekom is nie. So, daar moet ooreenkoms tussen my en God wees. Nou die probleem was, dat die volk met wie hy gepraat het, Israel, sy harte was ver van God af. Dit was hulle probleem. So, as ons dit sê, kom ons vat gou so 'n treukie terug. As jy nie saam met God wandel en met hom saamstem nie, waar is jy besig om te wandel? In die duisternis. Jy tas eintlik rond. Die woord praat van jy tas rond. Jy soek en maar jy kry nie, want jy is in die duisternis, nê? Nou sê hy, maar God wil hê ons in ooreenstemming met hom kom. Ons hart moet sy hart wees. Is partykeer 'n frustrerende ding as jy saam met iemand is met wie jy nie ooreenstem nie. Hallo?
Ek kan julle amper 'n brief gee. Partykeer wanneer ons hier preek, dan is hier ouens wat hierso sit wat sê, ek stem nie saam met jou. En vir die res van die diens hoor jy niks nie. Dit is net, dis hoe ons as mens is. Want sien, ons word geprogrammeer vandat ons klein is om op 'n sekere manier te dink, en dan veroorsaak dit dat ons onsself afswitch. En dan wanneer die Here praat, dan luister ek nie eens nie. I can't hear you. Ons doen dit partykeer. Ek praat hierdie kant. So ons doen dit partykeer. Nou, hulle het dieselfde probleem gehad. Hulle het offers gebring, né? Hulle het tempel toe gegaan, of tabernakel toe, wat ook al hulle daai tyd genoem het. Maar hulle harte was nie by die Here nie. Hulle harte was nie by die Here nie. So hulle doen al hierdie goed, en dit lyk so oulik, en hulle koop die blink nuwe goeders, en hulle maak alles fancy, dis asof ons die kerk opmaak, en alles mooi kry, en grand kry, maar ons het nie 'n saak nie. Ons kom net, want dis grand. En God wil hê, ons moet naby aan hom leef, ons moet sy oorwinning beleef, nee. Hulle het nog hulle feeste gevier, want dit was deel van hulle kultuur, en ek is jammer om dit te sê, en ek besef hierdie gaan op sosiale media wees, so ek gaan dalk pak slaag kry. Maar die mense in ons land het die geneigtheid om een oomblik, nou wil hy die Here dien, en dan flip hy net 'n switch, dan sê hy in 'n ander wêreld. Ons kan nou 'n liedjie vir liewe Jesus sing, en halleluja, en dan sing ons jamblikke visblikke, ek verlang na jou, my liefie doodie. Ek wil my baby hê vanaand. En ek probeer om dit subtiel te sê. Die ding wat my partykeer in die weermag gevang het, is ons is op 'n knop gejaag en gevloek en geskree, en ek sal nie eens woorde herhaal wat vir ons in die weermag gesê was nie. Nou moet jy kom, want dit gaan nou, wat het ons dit genoem? Nie stilte tyd nie, maar oor skriflesing en gebed of iets van die aard. Nou kom jy by mekaar, dan loop die kapelaan daarin, dan moet hy nou die skrifvers lees, ietsie sê, en dan bid hy, en as hy klaar is, dan vloek hulle jou weer tot môre toe. Maar ons moet nou 'n gewyde oomblik hê, of 'n gepaste oomblik. Kom ons open hierdie ding op 'n gepaste manier, sodat ons nou kan lekker party. En dis wat God nie wou gehad het nie. En dis waar hulle was. Maar nou is hierdie vraag eintlik vir hulle 'n aanklag gewees. Ouens, julle is ver van die Here af. Want julle moet in dieselfde rigting met hom loop, maar julle harte is ver van die Here af, nee. Sien, hulle het voorgegee. Daar was pretensie. Inteendeel, dit was nogal soos die liedjie, geen pretensie. Geen beheer. Want hulle het, nie, inteendeel is andersom, want hulle het they did pretend, want dis wat pretensie is, jy gee voor. En hulle het voorgegee. En nou sê hy, julle dink julle wandel met God, hoe kan dit wees dat julle nie in ooreenstemming met hom is nie? Sien, party mense lewe persentasie lewe. Christus maak 'n 5%, of 'n 10%, of 'n 30%, of net 'n 80% uit, maar daar's 'n ander persentasie wat God nie aan mag raak nie. Raai, wat is een van die goeters waaroor mense met ons die ongelukkigste raak in die kerk? Ons mag nie vir mense sê, buite-egtelike verhoudings is nie van die Here nie. Daar raak mense baie ongelukkig met ons. Want ons oordeel hulle. Sê net wat die woord sê, maar ons oordeel hulle.
Die ander ding is, as die oomblik as die kerk byvoorbeeld vra vir geld, dan is mense ongelukkig met die kerk. Ons mag nie in die Bybel in die kerk praat oor geld byvoorbeeld nie. Maar het julle geweet dat Jesus het meer oor geld as oor enigiets anders te gepraat het. So mense raak ongelukkig daaroor, want hulle wil God net in 'n persentasie boksiekie indruk. Maar nou is die mooi ding. Nou gaan ek gou weer terugspring na God het jou lief. Hy is jou Vader. So hy staan altyd gereed om jou terug te ontvang. Hy wag nie om jou pak slaag te gee omdat jy verkeerd was nie. Hy wag om jou te seën. Ek gaan dit weer sê. Hy staan nie en wag om jou pak slaag te gee nie. God staan en wag om jou te seën. Hy wag dat jy terugkom. Hy wag dat jy daai ander 10%, daai ander 50%, daai ander 80% wat jy nog nie vir hom gegee het nie, dat jy dit ook vir hom moet gee. En heeltemal in ooreenstemming met hom loop. Geheel en al. En vir daardie rede het hy sy seun gegee. Vir daardie rede het sy seun vlees geword. En Jesus word die weg van ooreenkoms met God. Jesus word die weg van ooreenkoms met God. So God gee 'n manier dat ek met God kan saamstem, maar hy laat sy seun vir jou die werk doen. How about that? So hy gee jou nie net ewige lewe nie, maar hy gee vir jou 'n manier om die ewige lewe te kry. Vertrou op hom. Dis belangrik. Romeine 3 vers 3 sê, almal van ons het gesondig. Maak nie saak of jy die heiligste, oulikste ouetjie op aarde is nie. Almal van ons het gesondig. Onbewustelik doen ons dit. En wat erg is, dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Dit ontbreek ons daaraan om met hom te kan leef. En sy goedheid te kan beleef. Maar nou is die goeie nuus, dit wat ons nou gesê het, dat toe Christus kom, toe word hy, volgens Johannes 14 vers 6, sê Jesus self, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. So daar's die hek, die weg, die manier, die sleutel. Ons kan 'n klomp maniere gebruik om dit te sê. Christus is die een wat die weg geword. Hy is die een hoe ons by die Vader uitkom. Nou daar's 'n klomp mense wat 'n klomp goed traai. Nou traai by die Here uitkom om en ander ouens probeer weer, hy kyk of hy baie Bybel kan lees en dat hy 'n klomp skrifverse kan ken en almal kan impress omdat hy 'n klomp skrifverse ken, want hy dink hy gaan die Here tevrede stel op daai manier. Maar dit kan, ek sê nie dit is nie, dit kan baie godsdienstig word. So ek moet nog steeds 'n wandel met die Here hê. Want dit help nie ek lees net die skrif nie, ek moet die skrif lees sodat ek dit kan doen. Ek was op 'n stadium daar. Ek het gedink ek impress die Here hoor. Ek lees. Eendag toe moet ek met 'n skok agterkom. Leon, makliker om hierdie goed te lees as om hulle te doen. En ek doen hulle nie. Hoor nou die woorde, hoor nou hierso. Hulle het die regte goed gedoen want hulle het die feeste gehou, hulle het alles reg gedoen, maar hulle harte was nie daar. So ergens langs die pad moet ons besef, my doen en my hart moet saam met mekaar kom. Dat ek die Here kan eer. So Jesus het hierdie weg vir ons gebaan deur sy bloed. Op die kruis het hy die sonde wat skeiding bring, waarvan ons nou gelees het, op hom geneem. Dankie Here. Kom ons sê net 'n bietjie dankie Here. Dankie vir die bloed. Dankie vir die kruis. Dankie dat U opgestaan het. Dankie dat Hy aan die regterhand van die Vader sit. Ek is verlos. Amen. Nie uit myself nie, uit hom uit. En dan gee hy nog sy Heilige Gees om in my te woon ook. Om my te herinner dat wanneer ek op 'n verkeerde plek en in 'n verkeerde situasie is, om God se wil te doen.
That's the kind of God that I serve. That's the kind of God that I serve. He's there when you need him. You can call upon his name. That's the kind of... Ek raak sommer nou lus vir 'n lekker konferensiediens. Nou, wandel met God in Christus. Nou, ons het nou vir mekaar gesê, dit help nie ek probeer die Here soek sonder Jesus. Ek moet God soek deur Jesus, met Jesus. Met die feit dat sy bloed gevloei het, né? Nou, as jy in Christus is, dan kom jy ooreen. Jy's in ooreenstemming met God. Nie deur jou eie geregtigheid nie, maar deur sy genade. En wat is genade? Dis onverdiende guns. Het ek dit verdien? Nee, ek het nie. Inteendeel, die woord sê, ek het gesondig en dit ontbreek my aan die heerlikheid. So eintlik het ek dit nie verdien nie. Maar nou kom God, deur sy seun, hy betaal die prys, hy gee vir jou en my die voorreg om in ooreenstemming met hom te kom en ek ontvang genade. 1 Johannes 2 vers 6 sê, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort ook so te wandel soos wie gewandel het? Jesus gewandel het. Is dit interessant, as ons dan nou dink, hoe het Jesus gewandel, kom ons dink gou toe hy op aarde was, hoe het Jesus gewandel toe hy op aarde was? Nou, ek gaan nou alweer 'n stelling maak wat party mense nie van my gaan like van dalk nie, dis my Jesus, vir my baie interessant, dat Jesus het jy nie elke dag in die tempel gesien nie. Hy het met tye het hy tempel toe gegaan. Maar waar was Jesus meeste van die tyd? Tussen die mense. Alledaags. Daar waar hulle is. Daar waar die tekkie die teer tref. Dis waar Jesus was. En dan as ons nou kyk, hoe het hy gewandel? Hy het in nederigheid gewandel. Hy het mense bedien. Hy is die seun van God. En hy was aan 'n ouens se voete. Ek wil nou nie, julle moet nou vanmiddag huis toe gaan en almal gaan iemand soek wie jy sy voete vir hom kan was nie. Maar die beginsel was dat Christus het geleef om verlossing te bring, om God se genade te wys, om mense te wys, hulle hoef nie net rituele te volg nie, maar hulle kan God dien met hulle hele hart, met hulle lewenswandel. Dis hoekom ons praat oor wandel en leef, want dis hoe dit gebeur. So, kom ons kyk. Dit beteken 'n wandel in nederigheid, in reinheid, in geregtigheid en in liefde. Jo, dis 'n mondvol. Jy wandel op so 'n manier dat jy rein leef. En dat jy met liefde leef. En dat jy met geregtigheid leef daar buite. Dit beteken om getrou te wees in gebed, in die woord en in gemeentelewe. Wat is gemeentelewe? Wel, dit beteken ek neem deel aan my familie en wat my familie doen, sodat ons wêreld daar buite kan wys dat hy leef in ons. Volgende ding is, dit beteken om nee te sê vir die sonde wat weerskeiding wil bring tussen my en God. Dis partykeer die moeilike ene. Want die vyand is baie subtiel. Die vyand is baie slim. Ons sê nou daar binne vir mekaar. Die vyand fail. Terwyl jy kerk toe kom, sal hy 'n klomp goed doen om jou van stryk te bring, dat jy nie hoef kerk toe te kom. As jy dan nou by die kerk wel uitkom, dan sal hy sorg dat hy hierso met jou kop smokkel. Die pastoor het my nie gegroet nie. Nobody likes me. I'm gonna eat some worms. Verstaan die, maar dis hoe die vyand werk met jou en my. Hy probeer my aandag heeltemal aflei. Wanneer 'n ou sing,
die dromme is vir my te veel. Ek like nie daai liedjie nie. Maar die liedjie was vir Jesus, nie vir my nie. Maar dan is ek upset oor die liedjie, maar eintlik was die liedjie vir Jesus gewees. Verstaan? Dis sulke maniere wat die vyand my kry om te begin twyfel in dit wat die Here wil hê ek moet doen. Die Here wil hê jy moet vir iemand bid. Wat doen die vyand met jou? Jy kan mos nie vir daai ou bid nie. Hallo. So die vyand gaan alles in sy vermoë doen om te keer dat ons hierby uitkom. En dis hoekom ek moet kan nee sê vir sonde, want die oomblik as ek vir een ding nee sê en vir 'n volgende ding, draak net makliker om nee te sê vir die vyand. Maar ergens moet ek begin. En dan beteken dit natuurlik om die lig in die lig van sy genade te leef. O genade, hier is nog 2 bladsye. Sorry julle. So, hier's die uitnodiging vir jou en my. Kom ons kom in pas met God. Kom ons kom in pas met sy rigting. Kom ons kom in pas met sy hart. Om te doen wat hy graag wil hê. Weet julle wat vir my so mooi? Matteus 11 vers 28 sê Jesus die volgende woorde. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Beteken dit, ek gaan nou net op my stoel sit? Nee, dit beteken, dat wanneer ek saam met hom wandel, dan gaan ek met baie minder stryde doen, want sy pad is beter. Hy sê op 'n ander plek, kom na my toe, my juk is sag en my las is lig. Nou, ek besef dit Vrydag. As jy 'n juk oor 'n bees sit, waarvoor is daar 'n juk op 'n bees? Om hom seer te maak? Nee, daar's 'n rede hoekom daar 'n juk op 'n bees is. Die juk is daar sodat hy kan trek aan iets wat hy mee werk moet doen. Ek gaan die liggie aan. Die liggie het by my aangegaan. Jesus sê, neem my juk op julle, want my juk is sag en my las is lig. So dit wat hy van my vereis, die werk wat hy my wil laat doen, is sy werk, is sy manier, is sy dinge. Hallo? Man, ek sien julle is nie so opgewonde soos wat ek was toe ek dit sien nie. Want dit maak my toe opgewonde, want toe sien ek dit in 'n heeltemal 'n ander lig. Want toe kom ek agter, maar God het 'n hart wat hy wil hê ek moet vir ander mense bedien. En dit is hierdie juk wat hy vir my gee. So dit is nie net dat ek my laste net my om gaan aflê en nou is ek ontslaaf van my laste net alleen. That's what he wants. God roep jou nie om voor te gee nie, maar om te wandel. Ek gaan dit weer sê, God roep jou en my nie om voor te gee nie, maar om te wandel. Hy roep jou om werklik saam met hom te wandel in Christus deur die Gees, te wandel in die lig. En hierdie wandel is nie 'n las nie, dis lewe, dis vrede, dis vreugde en uiteindelike heerlikheid saam met hom in die ewige koninkryk wanneer ek die dag hierdie lewe verwissel vir my ewige lewe. Ek hoop dit maak jou opgewonde. So nou is die vraag weer waar ons begin het. Kan 2 saam wandel tensy hulle ooreengekom het? Ja, hulle kan. Maar dan moet 'n mens besluit om dit te doen. Laat jou antwoord wees, ja Here, deur die genade in Christus kies ek om saam met U te wandel. Wil jy saam met die Here wandel? Wil jy maak soos wat daai ou lied sê, en ek dink 'n klomp van julle sal hom onthou, en ek onthou nogal was 'n oom wat met so baie bas stem dit gesing het en gesê het, I'll walk with God from this day on, His helping hand I'll lean upon.
So wandel saam met die Here, want dan wandel jy in die lig. Amen. Wil jy nie saam met my staan nie, dan gaan ek vir ons bid en die Here vertrou vir sy guns en sy heerlikheid en sy genade. Here, dankie. Dankie dat ons die guns en die goedheid kan besing. Dankie dat ons kan vertel van die liefde. Dankie dat ons kan verkondig ons God is koning, ons God regeer. Dankie dat ons kan vertel van 'n Vader wat ons liefhet. Maar Here, ons wil nou kom en ons wil kom vra dat U ons sal help om in ooreenstemming met U te wandel. Here, om ons persentasie te laat gaan wat ons nog terughou en in volheid 100% U te volg en saam met U te wandel. Here, mag U heerlikheid in ons lewens gesien word. Here, en help ons ook om U stem duideliker te hoor. Help ons om die vyand se leuns te identifiseer en te leef in die volheid van God. Here, terwyl ons in die lig wandel, bid ons dat daardie lig ook 'n lig vir ander sal wees rondom ons, sodat hulle die goedheid en die guns van die koning van die konings sal ervaar en dat hulle sal verlang daarna. Mag elkeen smaak dat U goed is en dat U getrou is en U liefdevol is. Ere aan die koning van die konings, en as jy saam met my stem, sê amen.